Môre is bevordering kom nie sonder 'n toets nie vir die van u wat dit nie geweet het dalk. Ja. En ek wil ons saam lees uit Lukas 16 vers 10. Die woord van God sê vir ons, hy wat getrou is, en ek wil jy mooi luister vanmôre, hy wat getrou is in die minste is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Luister nou. En elkeen van ons sal getoets word. En hier bring Jesus vir ons 'n gelykenis. En as jy die hoofstuk lees, sal jy sien, hierdie gelykenis gaan oor 'n bestuurder wat vir 'n ryk man gewerk het. Die skrif leer ons dat hierdie bestuurder aangekla word deur hierdie ryk man of oor die heer van die huis, omdat hy van sy besittings verkoos het. Toe sy heer hom uitvang en vir hom te kenne gee dat hy nie langer 'n bestuurder oor sy eiendom sal wees nie, sê hy vir homself in vers 3, en ek haal die skrif aan vir u, wat sal ek doen? Want my heer neem die bestuurderskap van my af weg. Want spit kan ek nie, om te bedel, skaam ek my. Is dit nie ironies, dat hy skielik agterkom, na hy ontneem word van sy bestuurspos, dat hy nie die werk, of eerder nie die werk wil doen, of kan doen, van die mense wat onder sy bestuur hierdie dinge moes hanteer. Is dit nie maar hoe die meeste van ons ook maar optree nie? Terwyl jy aangestel is oor 'n sekere taak, of dit nou by die huis is, by die kerk is, of by die werk is, doen jy nie wat van jou verwag word nie. In die oomblik, as jy aangekla word, soos hierdie bestuurder aangekla was, eers dan besef ons, wat ons het om te verloor. Is dit nie dat jy altyd eers besef, wat het jy gehad, wanneer jy dit verloor? En ons trap gedurig deur in hierdie struik. Die kerk van Here, ek wil vir julle sê vanmôre, as God kan sien, hy kan jou oor die minder vertrou, gaan hy jou ook oor meer aanstel. Dit is hoe God werk. Dit is hoe dit in die hele lewe werk. In die hele industrie werk dit so. In die privaat sektor werk dit so. Maar ons as mens, ongelukkig, is dit gewoonlik eers wanneer ons iets verloor het, wanneer ons besef wat ons eintlik gehad het. Daarom sê die woord vir ons, in ons teks van oordeenking vanmôre, hy wat getrou is, in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Wat beteken dit om in die minste getrou te wees? Nou kom ek gebruik 'n baie algemene voorbeeld vanmôre. As jy nie kan getrou wees oor 'n bietjie, of as jy nie kan getrou wees met min, dink jy sal getrou kan wees oor baie? Ook verduidelik dit so, as ek iemand nie kan vertrou met 'n 10 rand nie, sal ek hom kan vertrou met 'n 1000 rand? Jy sal. As 'n persoon nie getrou kan wees met 'n 10 rand nie, hoe sal hy getrou kan wees met 'n 1000 rand? Nou wil ek vir jou 'n baie interessante vraag vra vanmôre. Dink bietjie mooi hieroor. Ons is almal mense wat verstaan dat jy 'n 10de van jou inkomste in God se hande moet plaas, in die werk van die Here. Nou, dit is baie maklik, as ek 'n salaris van 10.000 rand verdien, om te sê ek gee 1.000 rand terug vir die Here. Nou wil ek vir u die vraag vra, as u nou ewe skielik 1 miljoen rand moet ontvang, dan begin dit baie moeiliker raak, om daai 10de te gee. Want die oomblik wanneer jy agterkom, wow, nou is hierdie 10de wat ek nou moet gee, 'n enorme bedrag, dan begin die vyand in jou kop werk en sê maar
ek kan soveel doen met hierdie 10de geld, wat ek eintlik vir die Here moes gegee het. En dit is waar ons die toets dopkerk van die Here. Want God kyk waarin jy getrou is. En as jy getrou is in min, sal jy ook getrou wees in baie. En die Here ken ons harte. Die Here weet wie hy kan vertrou en wie nie. Met ander woorde, u en ek word getoets. Getoets of ons met die minste wat ons toevertrou word, getrou kan wees. En slegs as u en ek hierdie toets geslaag het, kan ons bevorder word en met iets groters vertrou word. Dis dieselfde met ons geloof. As God ons kan vertrou, sal hy jou opskuif na die volgende trap van geloof. Hierdie is nie iets wat ons nog nooit gehoor het in die kerk. Elke een van ons wat hier sit vanmôre, weet dat jy nie bevordering sal kry voordat jy nie die toets deurgekom. Van ons skooldae af. Ok, nou praat ek van daai tyd, toe ek nog op skool was. Het hulle jou nie van een vlak af opgeskuif na 'n ander as jy nie deurgekom het. Vandag hoor ek mag hulle nie gebruik word. So of jy nou die toets geslaag het of nie, jy word bevorder, maar dit is nie hoe dit werk in die koninkryk van God nie. En dit is hoekom die mens so sukkel met hierdie. Want ons verstaan nie dat dit kos iets, dit kos 'n prys. Ek moet hierdie toets deurstaan voordat ek bevordering kan kry in die wêreld en ook in die huis van die Here. Dit is hoe dit werk. Dis nie iets wat niets is vir ons, dis iets wat ons aan gewoond is. Baie van ons sukkel om dit te verstaan, omdat daar sekere toetse op ons lewenspaaie kom. Dan vra ek myself, hoekom moet ek deur sekere omstandighede gaan? Of dit voel of ek net nie daardeur kom nie. Dis gewoonlik wanneer ons begin vra, hoekom Here? Of hoekom moet hierdie dinge met my gebeur, Here? Dan wil ek vir u vra vanmôre, hoekom nie? Hoekom nie? Ek wil u bemoedig vanmôre, kerk van die Here. Nie elkeen van ons is op dieselfde plek nie. Nie elkeen van ons kan dieselfde omstandighede hanteer nie. Daar's dalk iets wat ek maklik kan hanteer, wat vir u basies onmoontlik gaan wees. En andersom. Daarom, ek wil vir u sê vanmôre, God sal jou nooit beproef bokant dit wat jy kan hanteer as mens. Kan ek 'n amen kry, kerk? Ek wil dit vir u sê vanmôre, dis die God wat ons aanbid en hierdie omstandighede waardeur jy gaan, hierdie saak waardeur jy gaan, wil ek vir u sê vanmôre, as jy deur dit gegaan het, is daar 'n doel daarvoor. Dis nie altyd lekker nie. Ek weet en ons verstaan nie altyd hoekom hierdie dinge gebeur nie, maar iewers ter ver voor in die pad is daar dalk iemand wat jy kan help omdat jy weet wat dit is en hoe dit voel om deur hierdie diep waters te gaan. Kom ons gee die Here 'n lofprys. As jy met hierdie vraag in jou hart rondloop en vra, Here, maar hoekom het hierdie dinge met my gebeur? Dan wil ek vir jou vra, hoekom nie? Hoekom nie jy nie? Of het ons as mens enige reg om te kan sê, ek as kind van God moet gevrywaar word van toetse en moeilike omstandighede omdat ek 'n kind van God is. Staan daar iewerster in hierdie skrif opgeskryf, kerk, dat jy as kind van God nie trials of temptations sal neergaan terwyl jy in hierdie lewe is. Nergens. Nergens in hierdie skrif word enige een van ons gevrywaar van storms, moeilike omstandighede of versoekings. Die woord sê wel dat ons storms sal ervaar en dat daar wel moeilike omstandighede sal wees en dat ons wel versoek sal word. Jesus beloof nêrens 'n stormvrye lewe, maar hy beloof 'n vaste fundament vir die wat daarop bly. Die boek van Matteus leer ons baie duidelik dat die storms teen gelowiges
of kinders van God, as ook nie gelowiges sal kom. Almal van ons, maar ons sien hoe die skrif ons leer, dat die wat geanker is in die rots Jesus Christus, sy fondasie geen skade kan lei. Ek wil vir julle sê vanmôre, as ons vashou aan ons verlosser, Jesus Christus, wat ons saligmaker is, sal jy die toets weerstaan. Dis eers dan wanneer God jou sal bevorder. Want die mens soek eers bevordering sonder om enigiets te doen. Sonder om enige toets deur te gaan, sonder om storms in die lewe deur te gaan, sonder om omstandighede wat my dan sink in hierdie lewe, sonder versoeking, soek ons bevordering. Matteus 7 vers 24 tot 27 opgesom, vertel Jesus van die wyse en die dwaase bouer. Albei huise word deur storms getref, die verskil was die fundament. Dit beteken storms kom vir almal, selfs vir ons as gelowiges. En jy ken die verhaal, waar die woord sê, daar was 'n huis wat gebou was op die rots, en 'n huis wat gebou was op die sand. En die storm het na beide toe aangekom. Ek wil vir julle sê vanmôre kerk, as jy jou huis bou op die rots, Jesus Christus, kan die storm kom. Die storm sal kom, hy sal dalk die dak afwaai, hy sal dalk die gordyne skeer en die vensters breek, hy sal dalk die meubels beskadig en alles beskadig wat binne in hierdie huis is, maar die fondasie van hierdie huis sal bly staan, omdat dit geënt is op die rots, Jesus Christus. So die oomblik wat ons hierdie storms ervaar, nie bang word, want Jesus is ons rots. Johannes 16:33 sê, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Hier sê die woord dit vir ons. Maar hou goeie moed, want ek het die wêreld oorwin, sê die Here. Hier kan ons duidelik sien dat verdrukking of storms of versoeking sal kom. Maak nie saak of jy 'n kind van God is nie. Jesaja 43 vers 2. Wanneer jy, luister mooi wat sê die Here vanmôre in kerk, wanneer jy deur die waters gaan, is ek by jou. Die woord sê nie hier, as jy deur die waters gaan nie. Die woord sê, wanneer jy deur die diep waters gaan. Hier kan ons sien hoe God sy teenwoordigheid aan ons beloof. Hy beloof nie afwesigheid van probleme nie. Hy beloof nie afwesigheid van storms of diep waters nie. Hy beloof aan u en ek sy teenwoordigheid, wanneer ons deur hierdie diep waters moet gaan. Ek wil vir julle sê vanmôre, dit maak nie saak hoe groot die probleem ook al mag wees. God bly in beheer. En elke een van ons wat hier is vanmôre, het sy eie verhaal om te vertel. Ek sê baie, as ek so terugdink na my eie lewe, 'n mens kan sekerlik 'n boek skryf oor jou lewe. En daar's baie goeie dinge wat in ons lewens gebeur het, maar daar's ook baie dinge wat 'n mens eintlik nie meer wil onthou nie. Daar's baie dinge wat in jou lewe gebeur het, wat jy eintlik wil hê, Here, kom net met 'n uitveer, ek vee dit uit my gedagtes en in my hart uit. Ek wil nie weer daaraan dink nie. Maar ek wil vir julle sê vanmôre kerk, God was selfs in daardie moeilikste tye. In daardie tye wat jy hier sit vanmôre en dink, hoekom Here, hoekom moes ek deur hierdie goed gaan? Hoekom het hierdie op my pad gekom? Wil ek vir julle sê vanmôre, die Here was elke oomblik saam met jou. Want God se woord is baie duidelik as hy sê, ek sal jou nooit begewe of jou ooit verlaat. Nooit. Dis iets waarin ons kan vashou vanmôre kerk. Hy beloof nie afwesigheid van probleme nie. Hy beloof dat hy by jou sal wees, maak nie saak hoe diep die waters lyk, of hoe groot die probleem ook mag wees. Maar weet vanmôre, kerk van die Here, elke een van ons wat hier sit, moes al en het al deur diep waters gegaan in die lewe. En daar gaan nog baie diep waters kom. Maar ek wil u bemoedig vanmôre om te weet dat God by jou sal bly. Maak nie saak wat
gebeur. Al wat ons moet doen is bly vertrou op God, dat God jou deur hierdie waters sal vang. Hy is by jou wanneer jy deur hierdie waters gaan. Glo dit vanmôre. Die Here sal jou nooit alleen los in die storm. God will take care of you. Ek wil u bemoedig vanmôre dat storms en omstandighede iets is wat ons geloof toets. En nie net toets nie, maar dit bou ook ons geloof. Dit leer ons om te kan volhard en dit help ons om geestelik te kan groei. Hierdie teks gaan selfs verder en die Here sê, selfs as jy deur die riviere gaan, hulle sal jou nie oorstroom nie. Hoor wat sê die Here vanmôre. Hy sê nie, jy gaan nie beland in hierdie rivier nie. Hy sê, selfs as jy in hierdie rivier beland, sal die waters jou nie oorstroom nie. Met ander woorde, God sal nie toelaat dat jy verdrink nie. Hulle sal nie oorstroom nie. Dan sê hy verder, as jy deur die vuur gaan, sal dit jou nie skroei nie. En die vlam sal nie brand. My. What a wonderful God we serve. Jakobus 1 vers 2 tot 4 sê, vir ons beproewings toets jou geloof en dit lei tot volharding en geestelike groei. Die woord sê, omdat julle weet dat die beproewinge van julle geloof leidsaamheid bewerk. Ons weet ook vanmôre dat selfs die disippels van Jesus het storms beleef. En dit saam met Jesus, terwyl Jesus by hulle was. Kan jy onthou toe Jesus in die skei gelê slaap het? Terwyl die see onstuimig begin word het en daar 'n storm uitgebreek het. En iemand nou mooi verstaan, hierdie manne, wat vreesbevange geword het op hierdie rowwe see, is vissermanne vir jare lank gewees. Dis nie 'n mannetjie wat hier in 'n IT-job in Joburg se gebou gesit het nie. Dis growwe vissermanne wat daagliks op die see was. Dis manne wat verstaan wat 'n storm doen as jy op die see is. Hierdie dag kry hulle hierdie verskriklike storm wat iets is wat hulle nog nooit beleef het nie. En selfs daai manne word bang. Hulle word bang, hulle vrees vir hulle lewe. En jy kan onthou toe hulle vir Jesus gesê het, Here, gee U nie om dat ons vergaan. Wat doen Jesus? Hy staan op en hy bestraf die see en die wind. En hy vra vir hulle, waar is julle geloof? Hierdie het gebeur kerk terwyl Jesus, die Messias, die Seun van die lewende God, saam met hulle aan boord was. Dit beteken terwyl Jesus in hulle midde was, het hulle steeds hierdie vrees in hulle harte gekry oor hierdie storm. Markus 4:37 tot 40 wil ek vir u lees. En hy sê, en 'n groot stormwind het opgekom en die golf het in die skei geslaan, sodat dit al wou vol word. Met ander woorde, die water het al binne in hierdie skei ingekom, soveel so dat dit gelyk het of hulle gaan sink. Maar hy was agter op die skei aan die slaap op 'n kussing. Hulle het hom wakker gemaak en vir hom gesê, Meester, gee U nie om dat ons vergaan. Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê, swyg en wees stil. En onmiddellik het die wind gaan lê. En daar het 'n groot stilte oor die see gekom. En toe sê Jesus vir hulle, waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof? Met ander woorde, trials and temptations, storms en diep waters, bou ons geloof. Want hier sê die Here, waar is julle geloof? Het julle dan geen geloof? Wat natuurlik baie belangrik is hier vir ons om te verstaan, is om naby aan Jesus te wees, beteken nie, jy sal nie storms beleef nie. Dit beteken dat hy wel saam met jou in die storm is. Dit is die verskil. Die woord van God is vol van voorbeelde van Gods manne en Gods vroue wat deur bitter moeilike tye gegaan het.
En dit wys ons, juis, dat om God te dien, jou nie van probleme of swaar kry vrywaar nie. Maar dit wys vir ons dat God getrou bly deur dit alles. Nou kom ons kyk bietjie na 'n paar kragtige voorbeelde van manne wat deur God kragtig gebruik is, maar steeds storms in die lewe ervaar. Maar voor ons daarmee begin, wil ek net vir u sê vanmôre, selfs wanneer jy nie verstaan hoekom daar sekere dinge in jou lewe gebeur, wil ek hê jy moet een ding weet vanmôre. God bly soewerein, God bly getrou, en God sal jou altyd dra deur alles wat hy vir jou wil doen. Daar is nie 'n dag of 'n oomblik wat enige een van ons kan sê dat ons is deur diep waters en God was nie by ons. Dit voel partykeer so, maar ek wil vir u sê vanmôre, die Here sal nooit homself onttrek in jou moeilike tye. Nou kom ons kyk bietjie na die lewe van Josef. Josef was 'n man wat God behaag het. Hy was die seun van Jakob, ook genoem Israel. Sy geliefde vrou Rachel. Nou van kleins af was dit duidelik dat Josef 'n baie spesiale plek in sy pa se hart gehad het. Jakob het hom meer lief gehad as sy ander seuns. Dit het spanning in hulle familie veroorsaak. As teken van hierdie voorkeur het Jakob vir Josef 'n pragtige 4-kleurige kleed gegee. Iets wat sy broers bitter jaloers gemaak het. Maar Josef was nie net anders behandel nie. Hy was self as mens ook anders gewees. As jong seun het Josef drome gehad wat sy toekoms sou aandui. In een droom het hy gesien hoe sy broers se gerwe voor syne buig. En in 'n ander hoe die son, maan en selfs die sterre voor hom neerbuig. En toe hy hierdie drome met sy familie deel, en het sy broers nog meer kwaad gemaak, nog meer jaloers gemaak. En in hulle oë was Josef nie net die gunsteling nie, hy was gesien as verwaand. Met tyd het die jaloesie in hulle harte begin groei tot iets baie donkerder as wat hulle self kon dink. En op 'n dag het Jakob vir Josef gestuur om te gaan kyk hoe dit met sy broers gaan, wat besig was om die vee op te pas. En toe hulle van ver af sien, hier kom Josef aangestap, omdat hy die kenmerkende 4-kleur kleed aangehad het hulle begin saamspan, mekaar begin konkel, mekaar begin praat. En hom gespot en vir mekaar gesê, daar kom daai drome. En hulle plan, wat hulle gehad het toe, is om vir Josef dood te maak. Maar Reuben, een van sy broers, het ingemeng en eerder voorgestel dat hom in 'n put sou gooi. Natuurlik met die plan dat hy later vir Josef sal uitred uit hierdie put uit. Josef het niks van hierdie dinge vermoed nie. En toe hy by hulle aankom, het hulle hom gegryp, sy kleed van sy lyf afgeruk en hom in 'n droë put gegooi. Daar alleen en verraai moes Josef begin besef dat sy eie broers se plan was om hom eintlik uit te wis. Maar hierdie verhaal het 'n ander draai geneem. Toe 'n groep handelaars verbykom op pad na Egipte, het Juda voorgestel dat hulle vir Josef verkoop in plaas van om hom dood te maak. En so het hulle hom vir 20 silwerstukke verkoop. Josef is uit die put gehaal, nie na vryheid nie, na slawerny. Intussen het sy broers sy kleed geneem, dit in bloed gedoop en vir Jakob, wat sy pa was, teruggebring. En hulle het vir hom gesê dat 'n wilde dier vir Josef verskeer. Jakob was gebroken, sê die woord van God.
En hy het geglo sy geliefde seun is dood. Maar Josef het intussen geleef, ver weg van die huis af. En hy is op pad na 'n vreemde land, 'n plek wat hy glad nie ken. In Egipte was Josef verkoop aan Potifar, 'n hoë amptenaar van Farao. En hier begin 'n nuwe hoofstuk van Josef se lewe. Een wat gekenmerk word deur getrouheid, karakter en God se onsigbare. Selfs in slawerny was God met Josef. Selfs in hierdie tyd wat Josef verkoop was as 'n slaaf, gaan ons nou sien dat God se hand reeds en steeds oor Josef was. Alles wat Josef gedoen het, het voorspoedig geword. Potifar het dit raak gesien en hom later oor sy hele huishouding aangestel. Van verraai deur sy eie broers, kom Josef nou op 'n plek waar hy verantwoordelikheid gegee word en vertroue gekry het by iemand wat nie eens van sy familie is. Maar die pad was steeds nog nie maklik nie. Want Josef se verhaal wys vir ons hier iets kragtigs. Ja, Josef was bevoorreg as kind gewees, maar ook verwerp deur sy eie mense. Hy het drome gehad wat hy van God af ontvang het van grootheid, maar moes deur diep lyding gaan daardeur. Hy was verkoop as 'n slaaf, maar dit wys dat God steeds met hom was. En die kragtige waarheid agter hierdie verhaal van Josef is natuurlik, wat mense bedoel het vir kwaad, was God besig om te gebruik vir iets baie groters. Josef se reis na Egipte was nie die einde van sy storie nie. Dit was die begin van God se plan vir Josef se lewe. En ek wil vir u sê vanmôre, God is in staat om enige slegte situasie te gebruik vir 'n groter plan in u en in my lewe. 'n Plan wat ver bo kan u en my gedagtes strek, want die woord van die Here sê, my gedagtes aangaande jou is ver bo kan die gedagtes wat jy vir jouself het. So kom ons kyk bietjie na nog een van hierdie wonderlike godsmanne, en sy naam is Dawid. Elkeen van ons weet hoe wonderlike verhouding Dawid met God gehad het. Eerstens wil ek hê jy moet weet hoe Dawid, wat Dawid vir God beteken het en hoe God oor Dawid gevoel het. En in Handelinge 13:22 kan ons dit sien. Die woord sê, nadat hy hom afgesit het, het hy Dawid vir hulle verhef as koning, van wie hy ook gesê en getuig het, ek het Dawid, die seun van Isaai, gevind. En hier sê die Here, 'n man na my hart, wat al my welbehaag het. Dit hoor ons vanmôre, die woord sê dat Dawid was 'n man na God se hart. Dawid was die jongste seun van Isaai in Bethlehem. Hy was nog 'n klein skaapwagter toe die profeet Samuel na sy huis gestuur is om die volgende koning van Israel te kies. En terwyl sy broers hierdie groot sterk manne was wat in die weermag gedien het God in Dawid se hart iets besonders gedoen. 'n Hart wat hom liefhet, gehoorsaam en op God vertrou. Selfs al was Dawid se omstandighede moeilik. Want van die begin af was Dawid se lewe nie maanskyn en rose nie. Dawid se lewe het nie sonder konflik verloop nie. Toe hy 'n skaapwagter was alreeds, moes hy hierdie skape beskerm het teen wilde diere. En sy eerste groot toets was die stryd teen die Filistyne en Goliat. Hierdie reuse, trots en onverskrokke vyand het Israel se leers laat vrees. Terwyl Dawid, hierdie klein skaapwagter, geen vrees in sy hart gehad het teenoor Goliat. Hoekom? Want hy het op
God vertrou. Met net 'n slingervel en een klip het hy vir Goliat verslaan. Hierdie gebeurtenis wys hoe God vir Dawid hierdie voorsiening gemaak het, steeds. In 'n tyd wat jy voor jou grootste Goliat staan, kerk van die Here, sien vanmôre hierdie Goliat wat voor Dawid gestaan het, as die probleem wat dalk vanmôre voor jou staan, hierdie berg van omstandighede, wat jy vir geen oomblik vir jouself kan dink, hoe ek hierdeur gaan kom. Dawid het ook nie geweet hoe hy deur hierdie gaan kom nie. Al wat hy gedoen het, is hy het vertrou op God. Toe Dawid daai klippe optel, het hy geweet in homself en in sy eie krag, gaan hy nie hierdie Goliat voor hom kan verslaan nie. Net soos wat u en ek vanmôre, kerk, die omstandighede wat voor jou staan, hierdie berg van probleme, hierdie diep waters waarin jy jouself bevind vanmôre, kan jy nie in jouself verslaan nie. Jy kan nie in jouself daardeur kom nie. Jy het God nodig, soos wat Dawid vir God nodig gehad het om sy Goliat te verslaan. Amen. Ons het die Here nodig. Ons kan dit nie sonder die Here doen nie. Maar dankie Here dat ons kan sien dat God by ons bly. Maak nie saak hoe moeilik dit vir ons lyk. Maak nie saak hoe groot hierdie reus is wat voor jou staan vanmôre. Weet vanmôre, God sal voorsiening maak. Selfs in enige gevaarlike tyd, maak nie saak hoe groot dit is nie. Maar die pad na koningskap vir Dawid was nie maklik nie. Ons weet ook hoe Saul, die koning, voor Dawid, hom aanvanklik lief gehad het, maar toe sy sukses en God se guns en sy seën oor hom duidelik geword het Saul begin jaloers word en bang word. Dawid moes vir jare gevlug het, soos 'n voortvlugtige in die veld, voortdurend jagter en gevangene van sy vyand. Hy het skaars beskutting gehad en was omring deur mense wat hom wou gevange neem en doodmaak. Hierdie Dawid wat hierdie guns van God ontvang het, hierdie Dawid wat 'n man na God se hart is, moet vlug vir sy lewe, elke dag. Tog het Dawid nie probeer om Saul dood te maak, selfs toe hy die geleentheid gehad het om dit te doen, want hy het 'n kans gehad, maar hy het nie, want hy het God se gesag gerespekteer. Sy geduld en vertroue op God wys ons hoe God hom deur gevaar en beproewinge beskerm het. Selfs as koning van Juda en later van hele Israel, was Dawid nie sonder sondes en probleme. Die mees bekendste in sy verhouding was Batseba en die daaruit voortvloeiende moord van haar man Uria. Die gevolge was hartseer, sy gesin was in chaos en hy het 'n intense berou geleef. Tog steeds het God hom nie verwerp. God het hom deur die profeet Nathan gekonfronteer, ja, oor wat hy verkeerd gedoen het. En hy Dawid en sy sondes erken in Psalm 51. Hierdie gebeurtenis wys dat God nie sy geliefdes losmaak, selfs wanneer hulle verkeerd doen nie, maar dat hy regverdigheid en berou kombineer met sy liefde. Dawid se lewe was ook vol politieke en familie-uitdagings. Sy kinders het hom soms teengestaan, soos Absalom se rebellie. Het siele verloor en verraad ervaar, deur alles het God steeds by Dawid gebly. Sy psalms reflekteer die innerlike worsteling en troos wat hy in God gevind het. Van die diepe wanhoop tot groot lof. Dawid het altyd sy vertroue in God herbevestig. En ten spyte van al die konflik, lyding en menslike tekortkominge, soos wat u en ek ook het vanmôre, het God Dawid se hart gesien en hom steeds gesien. Daarom wil ek vir u sê vanmôre, God ken elkeen van ons hart. Hy sien jou hart vanmôre. En nêrens in hierdie woord sê God dat ons nie nodig het om hartseer te word en te huil en te sê, Here, ek sukkel.
Ek sukkel. Daar's niks fout daarmee nie, kerk, om voor God te buig en te sê, Here, ek sien nie myself deur hierdie omstandighede kom, maar U wat my die krag gee, soos wat U vir Dawid die krag gegee, soos wat U vir Josef die krag gegee, om deur al daardie moeilike dinge te kan kom, weet ek vanmôre, U is nie 'n aannemer van persoon nie, en U sal wat U vir Josef gedoen het, wat U vir Dawid gedoen het, sal U vanmôre vir my ook doen. Hy het nie net koning van Israel geword nie, maar ook 'n voorbeeld van geloof, berou en gehoorsaamheid aan God. God het sy koningskap bevestig, soveel soos sy nageslag was voorsien, en uiteindelik het dit gelei tot Jesus Christus. En om herinner dat selfs in die donkerste tye van sy lewe was God daar. Sy teenwoordigheid was altyd onwrikbaar in Dawid se lewe. 'n belangrike les wat ons vanmôre uit Dawid se lewe kan leer vanmôre, is God kies nie volgens uiterlike voorkoms, maar hy kyk na die hart. Selfs groot getrouheid beteken nie 'n lewe sonder probleme nie, kerk. Hoor jy wat ek sê vanmôre? Om hier te staan vanmôre en vir my te sê, ek glo in God met my hele hart. Ek doen alles wat God van my verwag. Ek probeer my bes. Ek gee my alles. Beteken nie, jy gaan nie probleme ervaar. Beteken nie, ons gaan nie deur omstandighede gaan in die lewe. Dit beteken nie, die storms gaan nie kom, of die wind gaan nie waai nie. Ek wil vir jy sê vanmôre, as alles te doodstil raak voor jou, het jy iets om oor na te dink. Maar terwyl jy die wind van voor ervaar, is die duiwel nie happy op die plek waar jy is. So wees bly as die storm kom, wees bly as die wind waai. Geloof en berou hou jou naby aan God, selfs in sonde. God verlaat ons nooit. Selfs in die vlug van Dawid se lewe kan ons dit sien. Die lyding en die mislukkings was God steeds by hom. God gebruik hierdie moeilike tye om ons karakter te bou en ons vertrou te vorm. Dan kan ons dit ook sien in die verhaal van Elia. Elia, 'n profeet in Israel tydens die koningskap van Ahab, was 'n man van God, wat God se stem gehoorsaam het in 'n tyd van groot afvalligheid en goddeloosheid. Israel het afgewyk van God en die mense het Baal en ander afgode aanbid. Dit het 'n gevaarlike en teenstrydige tyd vir hierdie profeet geword, omdat die leiers soos Ahab en sy vrou Jezebel nie net die volke verkeerd lei nie, maar ook die profete van die Here vervolg en probeer vermoor. Elia se bediening het hom dadelik in konflikte geplaas. Die mense uitgedaag om te kies tussen die ware God en afgode. Een van die bekendste gebeurtenisse was die stryd teen die profete van Baal op die berg Karmel. Elia het gebid dat God met vuur uit die hemel sal stuur om hierdie offer as ware God aan te stuur. En God het sy gebed verhoor. Die volk het gesien wie die ware God is en hulle het hom bekeer. Hierdie gebeurtenis wys Elia se moed dat hy volhou het in die Here. Dit wys Elia se vertroue op God. Dit bewys God se getrouheid aan Elia, omdat hy geglo het dat God wel hierdie offer aan die brand sal steek. Kerk, kom ons dink 'n bietjie net vandag aan hierdie gebeurtenis. Jy ken die verhaal waar Elia gesê het, roep tot julle God, en die Baalse profete het gespring en gedans en hulle self raak met messe gesny. En Elia het vir hulle gesê, roep 'n bietjie harder, miskien slaap julle God. Hy het gestaan met hierdie boldness, met die wete, met die geloof en met die vertroue dat sy God vandag homself sal openbaar. En ons ken die verhaal waar hy vir sy mense gesê het, bring water, en hy het 4 keer hierdie altaar sop nat gegooi.
dat selfs die voore wat om hierdie altaar was, gevul was met water. En hy het opgekyk en het gesê, Here, wys U vandag vir hierdie mense dat U die ware God is, en steek hierdie altaar aan die brand. En die woord sê, dat God het 'n vuur, 'n verterende vuur, uit die hemel laat uitkom, soveel so, dat alles verbrand het wat op daardie altaar is, kerk. Selfs die water wat in hierdie vore was opgelek deur hierdie vuur, en God is verheerlik, selfs deur die Baalse profete, wat elke een wat daar was, het gesien, dat God die ware God is, van Israel. Halleluja, terwyl Elia weet, dat hy vervolg word, terwyl hy weet, dat sy lewe in gevaar is. Wat dink u sou gebeur het met Elia, as God nie geantwoord het met hierdie vuur? Maar hy het geweet, wanneer hy roep tot sy God, sal God hom antwoord. Sy lewe was nie net oorwinnings nie. Kort daarna, toe Jezebel hom dood wou hê, het Elia so bang en moedeloos geword, dat hy gevlug het, en selfs in die woestyn gaan wegkruip het. Hierdie is 'n man van God, kerk, wat moes vlug vir sy lewe. Hy het by 'n bron gesit en gesê, Here, neem eerder my lewe weg. Ek is nie beter as my voorvaders nie. Hy het gedink dat hy alleen was, dat sy bediening misluk het, en dat hy die enigste oorblywende profeet van God was. Maar God het hom nie verlaat. Selfs in sy moedeloosheid het God vir Elia voorsien. Het vir hom kos gestuur, deur 'n raaf, om laat rus, en selfs 'n engel gestuur, om hom te versterk. Later het God hom op 'n berg ontmoet, nie in die wind, aardbewing of vuur nie, maar in die stilte. Hoor mooi, kerk. Sagte stem van God. Wat wys dit vir ons vanmôre? Dit wys vir ons dat God sy kinders nie net in krag en oorwinning ontmoet nie, maar ook in hulle swakheid en stilte. Wanneer jy stil word voor God. Partymal is dit nodig dat ons net so 'n bietjie stil raak voor God. Elia se bediening het voortgegaan. En hy het nog baie uitdagings en gevaarlike tye ervaar. Het 'n koninklike bevel het trotseer. Israel se volk probeer terugbring na die Here toe. En selfs die geneeskunde van die Here se voorsiening gesien deur wonderwerke. Aan die einde van sy aardse lewe het God vir Elia direk opgeneem in die hemel. In 'n wolk van vuur. Sodat hy die dood nie gesien het. 'n teken van God se besondere liefde en getrouheid. Die belangrike les wat ons uit Elia se lewe kan leer vanmôre, is God kies jou vir sy roeping. Selfs in moeilike tye. Elia was alleen teen 'n heidense koninkryk, maar God het hom versterk. Getrouheid beteken nie 'n lewe sonder gevaar in die kerk. Hy het gevaar, vervolg en moedeloosheid ervaar. God versorg jou selfs in jou swakheid. Hy het vir Elia kos en rus voorsien toe hy moedeloos was. God se stem kom dikwels stil voor. Nie 'n groot drama. Hy leer ons om geduld te hê en te luister na ons roepstem. God verlaat sy kinders nooit, al voel dit soms of jy alleen of hopeloos is. Wil ek vir u sê vanmôre, God is altyd teenwoordig. Kom ons kyk 'n bietjie na die verhaal van Paulus. Elkeen van ons weet wat sy verskriklike lewe hierdie man gehad het. Die meeste van sy lewe was hy in 'n gevangene opgeneem, in boeye. Paulus het oorspronklik was bekend as Saul van Tarsus. Hy was 'n man van groot passie en oorredingskrag. Aanvanklik weet ons dat hy die een was wat Jesus vervolg het en probeer vernietig. Hy het geglo, hy doen die regte ding.
Maar op die pad na Damaskus, ons ken die verhaal, waar hy die dramatiese ontmoeting met Jesus gehad het. 'n lig van die hemel uit neergeval, en Jesus het direk tot hom gepraat en gespreek. Hy het gesê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hier het Saul sy hele lewe, Paulus sy hele lewe verander, die oomblik toe Jesus homself aan Paulus openbaar. Van 'n vervolger af, na een van die grootste apostels wat die evangelie van Christus verkondig het. Hierdie wending wys reeds hoe God sy roeping gebruik, selfs al was dit vir Paulus onverwags en radikaal. Jy moet verstaan, van iemand af wat Christene en gelowiges vervolg en dood wil maak, na iemand toe wat vir Christus is en die evangelie van Christus begin verkondig. Vanaf die oomblik van sy bekering het Paulus sy lewe gewy aan die verkondiging van die evangelie. Dit het hom vinnig in gevaarlike situasies geplaas. Met die reis na reis onderneem, deur Klein-Asië, Griekeland en selfs Rome, en oral waar hy gegaan het, het hy die evangelie van Christus verkondig. Sy bediening het hom in botsing gebring met die Joodse en heidense leiers, politieke owerhede en selfs sy eie gemeenskap. Hy is geslaan, gegeesel, gevangen geneem, in bootse storms gevang, selfs gestenig. Daar was 'n tyd wat hulle hom met klippe dood wou gooi. En eens selfs ook gestraf op 'n skipwrak. Maar tog het Paulus nooit opgehou om te glo dat God met hom was. Een van die opvallendste dinge oor Paulus se lewe is hoe sy geloof selfs in lyding begin groei. In 2 Korintiërs 11, 23 tot 28 wil ek vir u opsom, noem hy al hierdie beproewinge wat hy deurgegaan het. Nommer 1 is gevange, mishandel, op die see in gevaar, en angs oor sy eie gemeentes, maar steeds sê hy, toe regtelik is ek swak, maar in my swakheid is God se krag volmaak. Sy lyding was nie net 'n teken van God se afwesigheid nie, maar 'n manier waarop God sy krag en teenwoordigheid aan Paulus geopenbaar het. Paulus het ook 'n baie moeilike innerlike beproewings gehad. Hy praat van die doring in die vlees wat hy gehad het. In 2 Korintiërs 12 vers 7 tot 10, aanhoudende probleem of beperking wat hom gepla het. En hy het tot God gebid en vir God gevra, Here, verwyder hierdie doring in my vlees. Maar God het hom geantwoord, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volmaak. Hierdie antwoord het vir Paulus versterk en hom gehelp om vooruit te gaan met sy bediening, want hy het besef dat sy swakheid nie 'n struikelblok is nie, maar 'n middel waardeur God se krag openbaar kan word. Kom ons wees eerlik vanmôre, in elke situasie waar jy jouself bevind, kan God daardeur verheerlik word. Want die oomblik as jy deur hierdie diep waters gekom het, die oomblik as jy deur hierdie storm gekom het, kan jy terugkyk en vir jouself sê, ek wonder, hoe het hierdie gebeur? En die antwoord is God. God dra ons deur elke storm van die lewe. Paulus se lewe wys dat getrouheid aan God nie 'n lewe sonder lyding beteken nie. Sien ons vanmôre, kerk, dat om God te aanbid, om vanmôre te kan sê ek is 'n gelowige in Christus Jesus, om vanmôre te kan sê ek stap die pad van die Here, en daarmee sê ek nie een van ons is volmaak nie, elkeen van ons het foute, ons is daagliks sondaar, maar ek kan vanmôre sê dat Here, ek stap die pad van Christus, ek lewe 'n lewe van Christus, ek probeer my bes om te lewe soos wat Christus wil hê ek moet lewe, en dit beteken nie, nou is ek gevrywaar, nee. Hier wys die woord vir elkeen van ons, dat God steeds
Al is God by jou, al is God met jou, al is die Here binne in jou hart, sal jy steeds soms storms in die lewe ervaar. Daarom wil ek vir julle sê, kerk, dit is die tye wanneer ons op ons knieë bly. Kom ons wees eerlik vanmôre, as dit net honkie glory gaan, begin ons te vergeet waar ons blessings eintlik vandaan. So soms is dit nodig dat die Here ons net so bietjie skud. Dat die wind net soms bietjie te sterk raak vir jou om self te kan staan. Wanneer jy op jou knieë val en sê, Here, ek het U nodig vanmôre. Here, hierdie wat voor my staan, hierdie storm, hierdie Goliat, is te groot vir my. Ek kan dit nie self doen nie. As jou Goliat groot genoeg is vir jou om in jou eie krag te kan verslaan, gaan jy vanmôre sê ek het God nodig? Nee. Dit is te groot. Daarom kan ek vanmôre sê, ek het God nodig. En daarom kan ek vanmôre sê, God is met my elke oomblik. Paulus se lewe wys ons dat getrouheid aan God nie 'n lewe sonder lyding beteken nie. Teendeel, sy lyding het sy geloof verdiep. So vat dit vanmôre, kerk, as jy vanmôre 'n situasie het, iets waarin jy voel, jy ervaar hierdie versoekinge, jy ervaar storms in die lewe, jy ervaar lyding in hierdie lewe, is dit besig om jou geloof te versterk en te verdiep. Sy boodskap versterk, ook wat hy bring, die evangelie, word verder versprei. Hy het baie mense gered, kerke gevestig en sy briewe aan die vroeë gemeentes geskryf, wat vandag deel vorm van die woord van God. Paulus, wat Jesus vervolg het die meeste van die boeke in die Nuwe Testament geskryf. Aan die einde van sy aardse lewe was Paulus steeds as gevangene in Christus Jesus. Maar sy getrouheid en sy geloof het nooit gewankel, want hy het geweet dat God hom nooit verlaat nie. 'n Les wat ons vanmôre uit Paulus se lewe kan leer, is God gebruik selfs ons grootste foute tot sy doel, tot sy plan. Want ons weet dat Paulus was eens 'n vervolger van Christus Jesus. En dan kan ons leer vanmôre dat lyding en gevaar deel is van jou roeping. Paulus was keer op keer vervolg, maar God het hom beskerm. Ons swakheid is wat God se krag openbaar. Paulus se doring in die vlees het hom gedwing om op God te vertrou. En dis presies waar ons is vanmôre, kerk. As daar 'n doring in jou vlees is, as daar iets is wat jy sien in jouself, jy nie kan oorbrug nie, is wat jy op jou knieë hou vanmôre. Dis wat jou laat seker maak dat ek weet vanmôre, ek kan nie hierdie sonder God doen. God verlaat sy kinders nooit nie. Selfs terwyl hy in gevangenskap was, storms en bedreiging, het God hom beskerm en hom gelei. Dan is daar ook nog die verhaal van Job, Jeremia en Daniël, wat wys dat elkeen van hulle, wat godsmanne was, verskriklike moeilike omstandighede deurgegaan het, terwyl hulle ook niks van hierdie verdien het nie, maar steeds getrou gebly aan God deur hierdie toets. En laastens, kerk van die Here, wil ek die verhaal van Jesus Christus met u deel. En ja, selfs Jesus moes deur storms in sy lewe gaan. Erger as wat u en ek ooit sou kon dink of sou kon hanteer. Maar hy is daardeur bevorder na die verlosser en saligmaker toe, na die naam bo elke naam, na die een wat alleen waardig gevind is om die boek te neem en die seels oop te maak. In die boek van Openbaring sê die woord van God, die aarde en die hemel is deursoek en daar is niemand gevind waardig genoeg om hierdie boek te vat en die seels oop te maak, behalwe die Seun van God, wie se naam Jesus Christus is.
Jesus, kom ons gee die Here lof op, prys die naam. Jesus is die Seun van God, afgesonder om die wêreld te verlos, as ons verlosser. Hy is in Bethlehem gebore in 'n eenvoudige omstandighede, en was opgeneem in 'n menslike familie met alledaagse uitdagings, soos wat u en ek as 'n kind ook maar gehad het. Al van kleins af het hy gehoorsaam gelewe aan sy ouers en ook aan God, wie sy Vader is. Hy het God se wil begin verstaan, maar selfs terwyl hy perfek en sonder sonde was sy lewe nie sonder moeilike omstandighede. Vanaf sy jeug tot volwassenheid was Jesus omring deur die wêreld vol ongeloof, teenstand en ongelykheid. Hy het gesien hoe mense ly in armoede, siektes en onreg. Hy het gevoel hoe dit is om verlate en miskien verlore te wees. Soos wanneer hy as 'n tiener in die tempel was en selfs sy ouers hom nie dadelik op verstaan. Toe Jesus sy bediening begin, het hy groot teenkanting ervaar van godsdienstige leiers. Die Fariseërs en skrifgeleerdes het hom bespot en beskou as 'n bedreiging en gedreig met sy lewe. Hy het gedemonstreer dat selfs die Seun van God nie vrygestel was van konflik of vervolging nie. Hy het saam met sy disippels gewerk, mense onderrig, siektes genees, en tog het nie almal sy boodskap aanvaar. Hierdie afwysing en vyandskap wys dat getrouheid aan God ons moeilike situasies deurbring. Jesus het ook versoekings ervaar. In die woestyn weet ons dat hy selfs deur die vyand Satan uitgedaag was om sy roeping te verwerp, om homself te bevredig of God se wil te verdraai. Hy het vir 40 dae en 40 nagte daar gebly, sonder kos, en tog hy steeds nie gesondig. Dit toon ons kerk dat selfs die Messias in sy innerlike natuur moes stryd en versoekinge en innerlike spanning. Jy moet onthou, Jesus op aarde, al was hy God, het hy vlees gehad soos jy en ek. Hy het ook honger geword, hy het ook dors geword, hy het ook hartseer geword, hy het ook geween, hy was ook teleurgestel, hy het ook storms en diep waters ervaar. Die grootste en moeilikste tyd wat Jesus seker in sy hele lewe moes deurgegaan het, was die kruisiging. Hy is verraai deur een van sy vriende, verwerp deur sy eie volk, en uiteindelik ly hy aan die uiterste pyn van die kruisiging. Daarin hy, wat Jesus is, wat die lam van God is, die sonde van die wêreld op homself geneem. Selfs die gevoel van God se afwesigheid op 'n stadium toe hy uitgeroep het in Matteus 27, my God, waarom het U my verlaat? My God, waarom het U my verlaat? Selfs Jesus, die Seun van God, het op 'n plek gekom waar hy so alleen voel, waar hy sien hoe alles en almal vir wie hy net goed gedoen het, teen hom draai, maar aan 'n kruishout ophang vir die dood, terwyl hy net in liefde en in goedheid teenoor elke mens opgetree. Dink bietjie vanmôre, hoe moes God gevoel het? Hoe moes Jesus gevoel het terwyl hy daar gehang het? Tog het dit deel geword van God se groter plan vir die redding. Selfs in die donkerste oomblik het God nie vir Jesus verlaat nie. God se wil is vervul deur sy lyding en sy opstanding en die wêreld se redding verseker. Jesus se lewe wys dat selfs die perfekte, selfs die Seun van God nie vrygestel word van moeilike omstandighede, konflik, versoeking of selfs lyding. Maar deur dit alles heen was God teenwoordig.
God die Vader het hom gelei. God het hom versterk en uiteindelik verhoog oor die hele wêreld. En in sy voorbeeld leer ons dat God se teenwoordigheid nie afhang van die omstandighede in die kerk, maar van sy trou en sy liefde. 'n Belangrike les wat ons uit Jesus se lewe kan leer vanmôre is, moenie dink dat geloof of nabyheid aan God jou van probleme weerhou nie. Selfs Jesus het hierdie moeilike tye ervaar. Versoeking is deel van elke menslike ervaring. Maar God gee ons die krag om daardeur te kan kom, om dit te kan oorwin. God se teenwoordigheid is konstant, selfs in lyding. Selfs by die kruis was God se groter plan reeds aan die werk gewees. Getrouheid en gehoorsaamheid tot God bring uiteindelike seën en oorwinning. En Jesus se opstanding is 'n bewys daarvan. Ons kan by hom as voorbeeld sien. En ons kan hierdie voorbeeld gebruik vanmôre deur te bid en te vertrou en gehoorsaam te wees aan God se woord. Selfs in die diepste waters en die grootste storms wat ons ervaar, leer die woord ons dat geestelike en selfs aardse bevolking dikwels saamhang met getrouheid, nie net met omstandighede. Getrouheid is 'n sleutel. Lukas 16:10 sê vir ons vanmôre, wie getrou is in die geringe dinge ook, sal ook getrou wees in die groot dinge. Dit beteken dat jou karakter en geloofwaardigheid, jou volharding en getrouheid meer saak maak as jou onmiddellike omstandighede. Dis belangriker as jou onmiddellike omstandighede. Bevordering of groter verantwoordelikheid kom wanneer jy vertroubaar en getrou kan wees, selfs wanneer niemand kyk. Ons omstandighede toets ons. Moeilike omstandighede soos lyding of finansiële druk of konflik of klein take, huweliksprobleme, noem dit net wat jy wil, kerk. Dis nie opvallend, dis nie dit wat opvallend is nie. Dis 'n plek waar jou hart getoets word. Dis 'n plek waar jou geloof getoets word. God sien nie net jou sukses in gemaklike tye nie, maar hoe jy reageer wanneer dinge begin moeilik raak en wanneer dinge begin swaar word. Jy kan getrou wees in jou werk, jou familie, jou geloof, selfs wanneer dit nie gemaklik of gewild voel. Die voorbeelde wat ons vanmôre gesien het uit die woord van God is Josef, wat in slawerny en gevangenskap gehou was en steeds getrou gebly het. God het hom bevorder tot die leier van Egipte. Nie omdat hy gemaklik was nie, maar omdat hy getrou gebly het aan God. Dawid se verhaal wat hy vir jare gevlug het en in lyding ervaar het voordat hy die koning geword het. Wie weet vanmôre, Dawid was gesalf as 'n koning 40 jaar voordat hy op die stoel gaan sit. Vir 40 jaar het hy geweet, ek sal die volgende koning wees, maar steeds, deur al hierdie trials en temptations, moes hy gaan. Getrouheid in sy lyding het hom voorberei vir 'n groter verantwoordelikheid. Kerk van die Here, Paulus het aanhou werk aan die evangelie, aanhou verkondig deur hierdie vervolging en hierdie lyding wat hy moes deurgaan. En God het hom geseën en ook sy bediening versprei. Ek wil vir u sê vanmôre, bevordering en seën kom dikwels nie net uit gemaklike omstandighede, maar uit getrouheid in jou huidige omstandighede waarin jy jouself vandag bevind. Ongeag hoe klein of hoe groot of hoe moeilik dit is vanmôre, God se seën volg karakter, nie net situasies. As jy in die middel van 'n storm is vanmôre, wil ek vir u bemoedig, bly getrou aan God
en weet vanmôre, jou bevordering is naby. Kom ons sê dankie vir U. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit vanmôre om hierdie woord te kan hoor. Miskien is daar net een persoon wat hier sit vanmôre wat tans in 'n verskriklike, haaglike omstandighede is. Miskien is hier iemand wat vanmôre voor 'n Goliat staan wat soveel groter en sterker is as homself. Dan wil ek elkeen bemoedig vanmôre met hierdie woorde. Bly getrou, want jou deurbraak is naby. Bly getrou vanmôre, want jou deurbraak is naby. Vader, ek dank U vanmôre dat ek ook weet dat U as God sal nie 'n deur toemaak voordat U nie reeds 'n ander een oopgemaak het. Daarom wil ek hê ons vanmôre voor God staan en sê, Here, ek gaan nie meer vaskyk aan hierdie probleem nie. Ek gaan nie meer vanmôre opkyk en vaskyk in hierdie Goliat wat voor my staan nie. Ek gaan nie vanmôre kyk oor hoe diep die water is wat om my is nie, want die woord van God sê dat al gaan ek deur die riviere, sal ek nie oorstroom word nie. Die woord van God sê, al gaan ek deur die vuur, sal ek nie skroei nie, en die vlam sal my nie brand nie, want ek is met jou, sê die Here. Net daar waar jy sit vanmôre, gee vanmôre hierdie probleem, hierdie obstakel wat vir jou te groot is om te oorbrug, dit waarmee jy sukkel, dit maak nie saak wat dit is vanmôre in die kerk, noem dit vanmôre voor God. En God sal vir jou deurbraak gee. Here, ons weet ook vanmôre dat U tyd nie ons tyd is. En al wat U van ons vra en al wat U van ons verwag, is om getrou te bly en te vertrou op God. Dis wat ons wil doen vanmôre, Here. Ons wil ons volle vertroue in God plaas vanmôre. Nie in wêreld en in instansies daar buite of vir mense nie, in God, die Vader van Isak, Jakob, Dawid. Ek wil bid vanmôre, Vader, dat U in elke een van ons harte vanmôre sal versterk, dat ons sal voor hierdie Goliat staan, soos Dawid, sonder om een oomblik te twyfel, dat ek deur hierdie storm, of deur hierdie water sal gaan, en die Here met my is, elke tree wat ek sal loop. Ek bid vanmôre, Here, dat U met elke een van ons sal wees. Ek bid vir elke storm wat woed, in elke lewe vanmôre, elke een van ons wat hier sit, dat U ook, soos wat U op daardie skei opgestaan het en vir die storm gesê het, swyg, dat elke storm in ons lewe vanmôre sal swyg en sal storm voor die lewende God. Dankie, Here, dat ons verstaan vanmôre, dat ons nie gevrywaar is van hierdie storms in ons lewe. Dat ons vanmôre kon sien dat self die seuns van God, Jesus Christus, moes deur hierdie moeilike tye gaan. Moeiliker as wat ons ooit sal kan ervaar. Dat ons vanmôre weet, Here, al voel dit of ek besig is om te verdruk in hierdie omstandighede, dat ek weet God is by my. Dat ek sal glo, God is by my. Dat hierdie omstandighede vir my sal help, Here, om my geloof te bou, sterker te maak, kragtiger te wees, geestelik te groei. Want ons weet vanmôre, Here, hoe meer ons groei in Christus, hoe makliker kom ons deur hierdie storms. Hoe makliker kan ek voor hierdie Goliat staan met die wete, dit kos een klip om jou te verslaan. Een klip. Nie die klip wat ek uitstuur nie, nee. Die klip wat deur God uitgestuur het om hierdie
storm stil te maak wat voor ons staan. Ek bid, Here, dat die storm stil maak vanmôre. Ek bid vanmôre vir deurbraak in elke een se storm. In die naam van Jesus. Wat ons dit vir God sal gee en dit by U sal los. Dankie vir U woord. Dankie vanmôre, Here, dat ons kon hoor wat U vir ons wil sê. Dat ons kan leer vanmôre. Dat ons kan verstaan. Dat ons wel storms en omstandighede in ons lewe sal ervaar. Maar dat ons sterker daardeur sal kom. In die wonderlike naam van Jesus Christus. Ek bid, Gees van God, dat U die naprediker van die woord sal wees. En dat U ons sal help, Here, dat ons sal uitgaan hier en sal verstaan waaroor dit gaan. En dat ons vanmôre sal weet en sal vashou aan die woord van God wat sê, ek is met jou. Wat ons weet vanmôre, Here, if God is for me, nothing can stand up against me. Ons weet vanmôre dat groter is God wat in ons is as hulle wie teen ons is. Dankie, ek loof U, ek prys U heilige naam. Jesus naam. Amen. Amen. Suster Ivana, vir jou geleentheid gee, en vir ons liefde